Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei. Laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Liefdesgenade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus in die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot God se lof, Psalm 100. Psalm 100, juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom ons sing al 4 die verse van Psalm 100 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet. Dit is vir ons opgeteken in Eksodus 20. Dit is die Here se wet wat ons na Christus toe lei, en dit is ook die Here se wet wat die standaard is vir ons dankbaarheidslewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die Here se wet, sing ons Psalm 68. Psalm 68, die 9de vers, uit dankbaarheid vir God se verlossing in Christus, geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Psalm 68 vers 9. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dank U, Hemelse Vader, dat U ons dag aan dag oorlaai met ryke seëninge. Dit wat ons so onverdiend uit U Vaderhand ontvang en dit wat ons so onnadenkend dikwels geniet. Die dae wat U in ons lewens toevoeg, die genade van die verhoudings waarin ons staan, die voedsel wat ons mag geniet, dat ons warm en geborge in hierdie winter weer kan wees, ryke seëninge wat U vir ons gee, en dan nou ook bo dit alles
dat U vir ons hierdie geleentheid gee om U en U Seun en die Heilige Gees beter te leer ken, om gemeenskap met U te mag hê. Wie sou U nie daarvoor dank bewys nie? Maar dan dank ons ook ons Here Jesus Christus, die God van ons saligheid. Hy wat so onbaatsigtig opgetree het, hy wat homself laat verneder het tot in die dood, hy wat homself die mees vernederendste lyding laat deurgaan het ter wille van ons, die God van ons saligheid. Ons prys sy heilige naam en ons doen dit saam met die kerk van alle eeue en ons doen dit saam met die hemelinge soos ons in die boek Openbaring lees. Ons dank U vir sy teenwoordigheid, ook hier waar hy vir ons vertroos met die woorde dat ons nie hoef te vrees nie, al is ons 'n klein kiddetjie. Dat hy Immanuel is, dat hy God met ons is, tot aan die volëinding van die wêreld en dat hy die kerk van alle eeue, sy bruid, dat hy haar nie sal laat gaan nie. Ons dank U dat ons deur hierdie lewe met daardie belydenis gedra word en ons dank U vir die werk van die Heilige Gees wat ons oortuig dat die woorde wat ons vandag gaan lees, dat dit die waarheid is, die ewige waarheid, dat ons dit maar kan glo en dat ons daarin kan vashou. En wanneer ons kom by hierdie lofredes wat ons in die erediens nou gaan behandel, bid ons dat ons nie lou daarteenoor sal staan nie, maar dat ons hart brandend sal wees met die wete dat ons Here Jesus Christus ons verlosser is en dat hy die koning van alle konings is, die owerste oor die konings van die aarde. Mag ons sondes dan vergewe word in sy heilige naam. Amen. Ek hou 2 gedeeltes aan die voor, albei uit die Nuwe Testament uit, die eerste een uit die Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 16, die belydenis van Petrus, maar dan ook uit Efesiërs 1 uit sal ons ook lees. Nou die Here Jesus Christus het sy disippels na 'n afgesonderde plek geneem. Ons lees hier soos Caesarea Philippi. Ons lees in hoofstuk 16 vers 13 en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: "Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is?" En hulle antwoord: "Sommige Johannes die Doper, en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete." Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En Simon Petrus antwoord en sê: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Toe antwoord Jesus en sê vir hom: "Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees." Daarop het hy sy disippels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge, owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Ons lees tot sover uit hierdie gedeelte in Matteus 16. Kom ons blaai nou na die brief van die apostel Paulus aan die Efesiërs. Hierdie eerste hoofstuk is een lang lofrede
en 'n mens moet jou inspann om dit in al sy grootheid en diepte te begryp en te erken vir wat dit is. So kom ons begin te lees in hoofstuk 1 vanaf die 3de vers. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Dis die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord nou daarop deur saam te sing Psalm 9. Psalm 9, die 1ste, die 7de en die 10de verse. 3 verse van Psalm 9, 1, 7 en 10. Die hart van hul wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue is by u, veilig en behoue. 1, 7 en 10.
Matteus 16 vers 15. Jesus sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Liefdes, hierdie vraag was 'n toets vir Jesus se disippels, net soos dit vandag vir ons 'n toets is. Net soos dit vir elke gemeente 'n toets is. Julle, wie sê julle is ek? En dis 'n vraag wat elke Sondag na ons toe kom, weer en weer na ons toe kom. En elke gemeente moet dit ook weer en weer antwoord. Sondag na Sondag. Ek glo in Jesus Christus, God se enige gebore seun, ons Here. Ons beweeg nou terug na daardie dag toe hierdie vraag die eerste keer gevra is. Daar in die streke van Caesarea Philippi. Dis die gebied verste noord in die Heilige Land, eintlik alreeds in die heidendom. Caesarea Philippi was volgens oorlewering die geboorteplek van die natuurgod Pan. Hy wat leer dat God in alles en in almal woon, soos baie vandag ook nog glo. Dis hier waar die disippels die vraag moet beantwoord aangaande die seun van die mens, soos Jesus homself noem. Die seun van die mens is 'n uitdrukking wat ons in die profesie van Daniël vind, en daar staan in hoofstuk 7, dat Daniël het naggesigte gesien en kyk, een het gekom met die wolke van die hemel, een het gekom soos die seun van die mens. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. 'n Heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dis die Messias wat hier beskryf word. Ongetwyfeld die Christus. Maar hy kom as die seun van die mens. Hy kom as 'n mensekind. Nederig. Die seun van 'n timmerman, gebore in 'n stal. Die jakkalse het gate gehad en die voëls van die hemel het neste gehad, maar hier tussen die berge van Caesarea Philippi het die seun van die mens en sy disippels waarskynlik geen plek gehad om die hoof neer te lê nie. Wie sê die mense is hierdie onaansienlike mensekind? Hy wat soveel aandag trek. Dis die vraag. Hy wat deur die Fariseërs gehaat word. Hy wat deur die Herodiane uit die weg gery moet word. Hy wat deur die Romeine geheel en al geïgnoreer word. En altou die eenvoudige skares agter hom aan om net nog 'n wondergenesing te ervaar, al trap die mense die stof tot snuif om sy preke te hoor, het daar sedert sy koms eintlik maar nog niks verander nie. Miskien is hy 'n profeet soos Elia, 'n profeet soos Jeremia. Miskien het Johannes die Doper uit die dood opgestaan. Hierdie mensekind doen wonderlike dinge. Hy spreek 'n waar woord. Hy kan dalk net een van die profete wees. Broeders en susters, vandag is die moontlikhede aangaande hierdie mensekind ontelbaar meer. Ook onder ons mense. Ook onder ons volksgenote, waarvan baie in sy naam gedoop is. Daar is die wat hom ignoreer, so gemaklik as wat hulle 'n stopteken ignoreer. Daar is baie wat sy naam rondgooi, ydelik op hulle lippe neem, hier en daar ligtelik gebruik, selfs daarmee swets en vloek en skel. Elke Hollywood en Netflix film word met Jesus Christ uitroepe deurspek. Daar's baie wat die naam van die seun van die mens soos 'n gelukbringertjie ronddra. Iets wat
sal keer dat daar slegte dinge met hulle gebeur. Die skare soek 'n liewe Jesus, een wat hulle eienaas beter sal soen. Jesus se disippels merk egter op dat die mense die seun van die mens nogal hoog aanslaan. Hulle sien dit deur hierdie vergelyking wat hulle tref tussen Jesus en die bekende profete. En dis vandag ook nog so. Jesus word nie sommer altyd gering geskat nie. Ons kan baie by hom leer, sal mense sê. Sagmoedigheid en die gewilligheid om die ander wang te draai. Al sulke dinge. Hy leer ons dat dit oukei is om saam met sodomiete en ander sondaars om te gaan, so sê hulle. Vir baie is hy 'n besonderse guru. Onder al die leermeesters in die wêreld is hy daarbo, heel bo saam met die res. Saam met Gandhi, Confucius en Boeddha, die wysste van die wystes. Onder die Islamiete is hy net na Mohammed, die grootste profeet wat daar was. Hy is ook amper net so gewild soos die Beatles destyds was, in die dae toe John Lennon nog geleef het. Maar julle, die disippels daar saam met hom, daar op die verste grense van Palestina, en ook ons, maar ons wat vandag hier by mekaar is, wie sê ons is hy? Dit is so dat die meeste mense Jesus steeds hoog aanslaan, en dat daar baie van hom gedink word, maar ons, wat sê ons? Wie is hy? Nou Simon Petrus antwoord namens ons almal van ons in hierdie gemeente hopelik. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Nie net nog 'n mensekind nie, maar die Seun van die lewende God. Nie net nog 'n profeet of 'n guru nie, maar die Christus, die Messias, die gesalfde, die gestuurde, wat God se volk gaan bevry en by implikasie die hele loop van die wêreldgeskiedenis verander. O koninkryke sing God se lof. Laat psalme oprys uit die stof. Dis God wat uitgetrek het en hy ry bekleed met eer en mag, hoog deur die hemel van sy krag, wat hy met storms bedek het. Die donderstemme swaar gedig verkondig in die hoë lig, sy mag oor al die volke. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Simon Petrus antwoord namens ons almal, en daarmee word hy salig verklaar. Word hy en almal wat soos hy antwoord, salig verklaar. Nou daai antwoord kom nie uit jouself nie. Simon, seun van Jona, Gustav die dominee, seun van Andries, wat hier voor julle staan, kan nie uit homself so 'n antwoord gee nie. Die apostel Paulus, wat hierdie brief aan die Efesiërs geskryf het nie sy magnifieke belydenis, wat ons saam gelees het, self uitgedink nie. Daardie belydenis kom uit 'n ander bron uit. Dit kom van God die Vader. En hy het vir Petrus en vir Paulus en vir my uitverkies, voor die grondlegging van die wêreld uitverkies, om eendag daardie antwoord te gee. Hy het my uitverkies om deur Jesus Christus sy aangenome kind te wees. Hy het homself voorgeneem om aan my die verborgenheid van sy wil bekend te maak, en dit geskied na sy welbehae. En daardie openbaring van sy verborgenheid, sy mysterion, soos die Griek sê, daardie openbaring begin en dit eindig met Jesus Christus. Hy eenvoudige visserman, Simon bar Jona, seun van Jona, hy het hierdie waarheid bely.
Dis hy wat as dit ware hierdie skat in die saailand ontdek het. Dis hy wat as dit ware die aar raak geboor het, die aar met die water van die ewige lewe. Nou baie jare later skryf die apostel Paulus hierdie brief van die Efesiërs, en hier in hierdie eerste hoofstuk van die brief beskryf hy die volle omvang van daai skat. Hy bars los in 'n stortvloed van woorde, te veel en te ryk om alles met een lees te absorbeer. Selfs al lees jy dit weer en weer. Uit die geleesde gedeelte in Matteus 16 en elders in die evangelies is dit duidelik dat Petrus en die ander disippels selfs nie toe die volle omvang van daardie belydenis besef het nie. Hulle het toe nog nie besef dat die Seun van die Mens nie met 'n keiserlike triomftog sy koninkryk gaan vestig nie. Petrus het nie besef dat die verlossing deur Christus se bloed sou kom nie. Soos ons ook in Efesiërs 1 gelees het. Soos mense het hulle die dinge van mense bedink, en daarom gee Jesus hulle die bevel om nie verder te verkondig dat hy die Christus is nie. Dis eers na sy dood en opstanding dat die evangelie van die Here Jesus Christus die wêreld deur verkondig sou word. Maar daar op tussen die gebergtes van Caesarea Philippi noem hy wel dat daar 'n gemeente gebou sal word. Op grond van daardie belydenis sal die kerk van alle eeue tot stand kom. Op grond van daardie belydenis sal dit rotsvas staan. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, niks of niemand sal daai vergadering ongedaan kan maak nie. Nie die magte van die dood of van chaos wat op die oomblik in hierdie wêreld los is nie. Nie ons eie patetiese onbekwaamheid nie. Nie hier in die verste uithoeke van hierdie land nie, nie in die verste uithoeke van China of Rusland nie. Nie een van daardie plekke sal die kerk van die Here ongedaan gemaak word. En dat ons Sondag na Sondag aan hierdie een enkele belydenis vashou is 'n teken dat ons verseël is met die Heilige Gees. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Laat ons daarom nie net hierdie Christus bely nie, maar laat ons ook sy naam uitdra. Ons doen dit tot lof van sy heerlikheid. 3 maal in hierdie geleesde gedeelte het ons dit gehoor. Deur herhaling word dit elke keer onderstreep tot lof van sy heerlikheid. Die Vader het ons voorbeskik om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Hy doen dit deur Jesus Christus. Hy doen dit na die welbehae van sy wil, tot lof van God se heerlikheid. Ons het 'n erfdeel ontvang sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. En dan ook vers 14, ons is sy verloste eiendom tot lof van sy heerlikheid. Iemand het eendag 'n raakding gesê. Hy het die vraag gevra, wat moet 'n mens doen as die kerk besig is om uitmekaar te val? Dit kan 'n gemeente wees, dit kan die hele kerkverband wees. Wat moet 'n mens doen as alles in 'n gemorstoestand is? En dan die verstommende eenvoudige antwoord: bedink groot dinge van God. Besing die lof van sy heerlikheid. Bedink die omvang van sy genade. Besing die majesteit van Jesus Christus. Bedink sy onpylbare mag. Wanneer dinge in die kerk sleg gaan,
Wanneer mense van vlees en bloed jou teleurstel, wanneer die kerklike strukture se feilbaarheid na vore kom, wanneer die wêreld dreig om die kerk skippie te laat sink, bedink groot dinge van God. En dis presies wat die apostel Paulus hier aan die begin van sy brief aan die Efesiërs doen. En daai streek het dit nie noodwendig goed gegaan nie. Die volop vermaanings in die res van die brief en ook ander briewe getuig oorvloedig daarvan, maar die apostel begin sy skrywe, betrou en sy spandeer die eerste 3 hoofstukke van hierdie brief om groot dinge oor God te bedink. En daardie eerste belydenis van die apostel Petrus om dit in sy volle konsekwensies, in sy volle rykdom aan die gemeente oop te vlek. Hy bid dat hulle daardie insig sal kry en dat hulle dit sal behou, dat hulle die onuitspreeklike vreugde daarvan dag tot dag mag belewe. Hemelse Vader, die lewende God, mag hierdie gemeente die gees van wysheid, die gees van openbaring en kennis van Christus van U ontvang. Verligte oë van hulle verstand, sodat hulle kan weet wat die hoop op hulle roeping is, sodat hulle kan weet wat die heerlikheid van hulle erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Ons praat van die krag wat hy gewerk het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand daar in die hemele langs die Vader, bo alle owerheid, bo alle mag en krag en heerskappy. En bo al die menslike empires hier rondom ons, of dit nou die Russiese en of dit die Amerikaanse empire is wat tans daar in die Oekraïne om heerskappy veg. En of dit die ryk van die anti-Christus is, dit maak nie saak nie. Ons Here Jesus Christus is bo elke naam wat genoem word. Nie net bo die ander Bybelse profete nie, maar bo ook elke menslike ikoon of paus wat tot godheid verhef word. Of bo moeder aarde in al haar gewaande heerlikheid, met al haar miljoene aanbidders. Die Vader het alle dinge onder die Christus se voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Ja, ons het reg gehoor. God het hom as hoof bo alle dinge aan julle gegee. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God, ons bid om vergifnis dat ons so dikwels klein dink van dit wat U deur U Seun Jesus Christus gedoen het. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar ons dit nie na waarde ag nie. Ons bid dat ons getrou sal wees aan dit wat ons hier leer van die apostels en U diensknegte deur die eeue, dat hulle standvastig gebly het in die naam wat hulle bely het. Maar nie net standvastig gebly het nie, maar ook daardie naam uitgedra het, onbeskaamd, in 'n verlore gaande wêreld, sodat elkeen wat uitverkies is, die woord mag glo. Sodat elkeen wat uitverkies is na U troon mag kom, om daar barmhartigheid en genade te verkry om op die regte tyd gehelp te word. En ons bid dit, Hemelse Vader, vir elkeen wat hierdie woord vandag hoor. Genade wat net kan kom van U af. U ken hulle omstandighede. U weet hoeveel redes daar is dat mense kleingelowig raak. Die golwe wat vir hulle te hoog is, dat hulle wil sink. Omstandighede wat hulle finansies betref, wat hierdie land betref.
bid dat U vir hulle sal versterk, dat hulle nie bevrees sal wees nie, maar met groot vrymoedigheid die naam van ons Here Jesus Christus sal verkondig. Amen. Ons sing die 10de, die 11de en die 12de vers. Die Here is reg in al sy weg en werk, en sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy is naby die siel wat tot hom sug, en hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Die 10de, die 11de en die 12de vers uit Psalm 145. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.